Goeienaand. Baie dankie dat u gekom het. En ons vertrou u het gebid vir die diens. En ons vertrou u het elkeen 'n baie aangename dag agter die rug. Dat u beleef het die nabyheid en die liefde van die Here. Ons is die Here baie dankbaar dat hy op kosbare maniere sy liefde aan ons openbaar en ook in besonder sy betrokkenheid en sy begeerte vir ons lewens. Ons maak die woord van die Here oop by Kolossense hoofstuk 1. Kolossense hoofstuk 1. Die opskrif van die gedeelte, ek gaan daarvan vers 3 af vir ons lees. Geloof en liefde van die Kolossense, gebed vir hulle geestelike welsyn, Jesus Christus, bewerker van ons verlossing, die beeld van die onsigbare God, skepper van alles, hoof van die gemeente. Ek lees vanaf die derde versie. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus, altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir hulle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde medediensknegt, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Ek gaan vir ons net tot daar uit die woord van die Here lees. Kom ons maak ons oë toe, ons buig ons harte, en dan gee ons net in gebed hierdie diens aan die Here af. Here, baie dankie, omdat u ons elke een in die dag wat verby is, behoed en bewaar het. Dankie dat u dit so gewil het, dat ons ook hier vanaand by mekaar veilig kon kom. En Here, u sê, waar ons by mekaar kom rondom u woord, daar is u en u wil met ons deel uit u woord.
U wil die diep waarhede in u woord, wil u aan ons openbaar. U wil ons geleentheid gee om hierdie waarhede in ons harte te bære, sodat ons sal lewe tot eer, tot verheerliking van u naam. Ons wil dit in ons harte bære, Here, sodat ons, terwyl u ons nog spaar, en ons die voorreg het om met mense te kan praat, en baie van hulle ken nie vir u nie, dat ons met hulle kan deel aangaande u liefde en u genade. Here, seën ons asseblief vanaand, as ons weer rondom u woord vergader in hierdie Pinkstertyd. Seën ook asseblief waar u woord in ander plekke in ons land in waarheid verkondig word. En baie dankie dat ons kan vra, dat u opnuut vir ons as kerk van Christus Jesus so sal motiveer, dat ons in die eerste plek ons voor u sal verootmoedig, dat ons sal bid vir die redding van siele, en Here, dat ons sal lewe, 'n kragvolle, vrugbare lewe, sodat mense wat die vrug in ons lewens ervaar en sien, dat hulle 'n besluit sal neem vir u. Dankie, ons kan dit bid, in Jesus se naam. Amen. Nou, ek gaan vanaand, of ek wil graag vanaand, soos ek glo, die Here op my hart gelê het, met die praat na aanleiding van die 9de versie. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. En hoor nou wat sê vers 10. Hoekom bid hy dit? Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vir die koninkryk, vir Jesus, vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Ek gaan net tot daar weer net herhaal. Ek gaan weer dit sê. Nou, ek wil net ook vir u lees vers 3. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. Ek wil dan praat met u, soos ons aangekondig het, waarmee 'n kind van die Here gevul moet wees. Nou, ek is baie seker, is baie maklik, en een van die punte is gevul, ons moet gevul wees met die Heilige Gees. Maar kom ons gaan puntsgewys deur die aspekte soos ek glo die Here op my hart gelê het. Ek wil net vir u Markus 11 vers 24 ook lees, dat u kan sien hoe wonderlik is dat die Here vir ons bid en die Here ons wil bekragtig en ons wil seën. Daarom sê ek vir julle, hoor nou mooi, wat 'n belofte. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra. Wat sluit alles uit? Wat sluit alles in? Alles. Wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jy moet 'n bietjie 'n studie gaan maak. As die Here ons lei en ons praat een keer by 'n geleentheid oor gebed, sal u sien hoeveel keer hierdie wonderlike belofte van die Here neergepen is vir sy kinders. Bid en vir julle sal gegee word. Wat julle ook al vra, sal vir julle gegee word. Asof ons nie verstaan nie, gaan die woord verder en hy sê, enige iets
wat julle vra, sal vir julle gegee word. En dit is met hierdie gesindheid wat ons die woord nou nader, om die Here te vertrou, om ons te motiveer en insig te gee, sodat ons kan bid vir onsself, wat hierdie vervulling betref, en ook vir ons broers en susters, sodat ons dit kan vra vir die Here, en kan bid vir mekaar, Nou in hierdie gedeelte in Kolossense, die eerste wat ons hier gelees het, of wat ek net weer onder die aandag bring, is ons teks van oordenking, waar hy sê dat ons moet bid, daarom hou ons nie op om vir julle te bid nie, van die dag af wat ons gehoor het, om vir julle te bid nie, en vra dat julle vervul mag word met kennis van die wil in alle wysheid en insig. Liewe kind van die Here wil ons kennis gee. Hy wil ons leer. En dan hoop hy, nee, dis verkeerd. Dan wil hy dat ons hierdie kennis in ons harte moet bære. Dat ons moet daders word van hierdie kennis, sodat ons kan ervaar 'n goeie, 'n voorspoedige geestelike lewe en ook 'n gebedslewe. Vers 10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Ons moet bid vir mekaar, sodat ons waardiglik, en hoeveel kere het ons van hierdie kansel het af al probeer oordra, en nie bevestig die woord, maar net weer eens, wat ons ook al doen, die Here se begeerte is, dat ons moet lewe om hom, ons moet voor hom waardiglik wandel. En dan sal dit ook deurslaan na mekaar toe. Want as ek voor hom waardiglik wandel, sal u ook die waardigheid in my lewe, en die ongereddes sal die waardigheid in my lewe, en die liefde van God ervaar. Dan kom vers 11, en hy sê, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid. Die Heilige Gees is uitgestort. Die belofte van die Here Jesus was, net voor hy opgeneem is in die hemel, die Gees sal oor julle kom, en julle sal krag ontvang. Nie om berge te versit, om jou hande op te lig en mense val om, nie om al hierdie snaakse goeders te doen, wat hulle vandag doen in die naam van die Heilige Gees nie. Hy sê, julle sal krag ontvang en my getuie wees, krag ontvang om voor my waardiglik en voor mense waardiglik te wandel. Krag sal ons ontvang. En dan kom vers 12. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Dit is die wonderlike belofte, wat ons as kinders van die Here het. En hier spel die woord dit vir ons baie mooi uit, in Kolossense. En nou gaan ons verder, om te lees en te hoor, maar wat sê die woord, waarmee moet ons vervul word? Sodat ons die blydskap en hierdie kosbare waarhede wat ons hier gelees het, die waardigheid en die krag en alles wat daaromtrent gaan, so kan lewe tot eer van sy naam. Ek wil die hoop en ek is seker ek is reg. Nie een van u het vanaand die moeite gedoen om op te kom hierheen om my te behaag nie. U het vanaand opgekom, hoop ek hierheen, met die begeerte en die versoek en die hoop dat die Here sal die woord oopbreek, sodat ek en ons dit kan verstaan en daarin kan lewe. Here,
ons wil van u leer. Ag, ekskuus, daar nou 'n motor ingekom. David, as julle net miskien wil gaan kyk daar. Ekskuus tog dat ek myself nou so onderbreek. So dit is die begeerte wat die Here in ons harte werk. Dat hy wil ons leer en dan wil hy ons bekragtig om te kan lewe en dit wat sy begeerte is om ons mee vol te maak tot eer van sy wonderlike naam. Nou 'n algemene bekende, en dis die eerste. 'n Algemene, en ons almal ken dit baie goed, waar die woord van die Here vir ons sê, waarmee ons gevul moet wees, lees ons in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin ons losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. Liewe broer en suster, dit is die Gees wat in ons werk. Ag, ons het dit die afgelope paar dienste het ons dit 'n paar keer genoem. Ons het by 'n paar geleenthede dit weer genoem, maar ons kan dit nie genoeg noem nie. Dis is die Gees wat in ons werk en ons vorm, wat die woord van God aan ons harte verklaar en openbaar en wat ons die krag gee om te kan getuig en te kan lewe tot eer van die Here. Wat interessant is hier in Efesiërs, die konnotasie of die konteks waarin dit staan, moenie dronk word met wyn nie, daarin is losbandigheid. Met ander woorde, as jy iemand sien wat baie gedrink het, dan manifesteer sy lewe, sy liggaamstaal, manifesteer dan, gedryf deur hierdie alkohol in sy sisteem. Daarin is losbandigheid. En nou wil die woord van die Here vir ons sê, as ek gevul word met die Gees, as die Gees my volmaak, as ek toelaat dat hy my volmaak, sal daar 'n manifestering wees. En die manifestering sal wees, mense sal weet, ek is 'n kind van die Here. Ek sal getuig en bely dat hy in my lewe en dat ek sy kind is en dat hy ook ander sy kinders wil maak. Ons moet vervul word met die Heilige Gees. En daarom moet ons harte buig, en is dit nodig, ook wat die ander punte betref, dat ons harte sal buig en voor die Here sal vra, Here, wys my hart. Wys my hart soos u my hart sien, nie ek dink hy is nie. Wys my hart as dit kom by hierdie saak, of ek werklik 'n behoefte en 'n begeerte het dat u my moet vul met u Gees. Kind van die Here moet gevul word met die Heilige Gees. Onthou nou net mooi, ons het gisteraan dit probeer verduidelik. 'n Mens wat nie wederbaar is, 'n mens wat nie gered is nie, het nie die Gees nie. En as so 'n mens onder sonde oortuiging kom, en hy besef hy kan niks doen om sy saligheid te beerwe, hy kan niks doen om hemel toe te kan gaan nie, behalwe om dit wat Christus aan die kruis te gedoen het, aan te neem, en hy plaas sy vertroue in dit wat Christus gedoen het, dan gebeur wat die Here Jesus vir Nikodemus gesê het. Hy het gesê, 'n mens kan op geen ander manier in die hemel kom, as deur wedergeboorte nie. En wedergeboorte is daar waar hierdie siel, u onthou mos in eie lewe, daar waar ek voor die Here Jesus gebuig het en gesê het, ek neem aan wat u vir my aan die kruis gedoen het, dan word jy die goddelike natuur deelagtig. Ons word gebore met 'n sondige natuur. Maar as ek my hoop en vertroue in hom plaas,
ontvang ek die Heilige Gees, die goddelike natuur. Dis hoekom ons gisteraan kon gesê het, dis nou hoekom heiligmaking dan hoofsaaklik uiterlik is. Want voordat ek weergebore is, het ek gedryf deur my sondige natuur, het ek gedoen wat ek gedoen het. Nou het ek die goddelike natuur deelagtig, nou wil ek dit nie meer doen nie. Hoofsaaklik uiterlik. Uiterlik. So as die Bybel praat, ons moet vervul word met die Heilige Gees, dan is dit 'n werk boonbehalwe, en ons gaan dit sien in die aande wat kom. Is dit meer as wedergeboorte. Dis 'n begin, wedergeboorte is 'n begin, maar die werk gaan voort, en dit is ook 'n werk wat die Heilige Gees in ons doen, om hom, die Here Jesus, om God te behaag. Word vervul met die Gees, die Heilige Gees. Die tweede waarmee ons vervul moet word, lees ek vir ons in Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vreugde en vrede. Ag, liewe kind van die Here, onthou jy in jou eie lewe, toe jy jou vertroue in die Here Jesus geplaas het vir jou saligheid, die vreugde en die vrede. Ek onthou daai aand, niemand het vir my gesê, en ek het nie geweet, jy kan hemel toe gaan en jy moet bekom, jy weet, jy kan dink aan hemel of hel, en ek het nie al gedink nie, maar daai aand toe ek uit daai voertuig uitklim, en ek weet die Here het vir my iets gedoen, toe gaan ek in my tent in met blydskap en vreugde, toe vertel ek om huisie, wat met my gebeur het in daai voertuig. En hy het dit nie verstaan, hy sê, ag, die weekie, is maar net omdat ons hier in ons bang ons gaan doodgaan, jy weet, nou dink jy aan hierdie goeters. Nee, as die Here in 'n mens se hart werk, as die Heilige Gees in jou hart werk, sal hy vreugde, God gewerkte vreugde en vrede in geloof, sal hy in ons opbou. En dit is die krag. Hierdie vreugde en vrede is nie, ag, ek hoor baie keer mense sê, ag, as ek maar net die lotto kon wen. As ek maar net baie geld kan kry. Ag, as ek maar net dit kan doen, dan sal ek daarom nou gelukkig wees. Ek sê nou vanaand vir u, jy sal nie. Jy sal nie. Miskien vir 'n oombliekie, totdat die eerste mense by jou klop en kom geld wil leen. Jy sal nie. Daar is nie 'n vreugde en 'n vrede wat ons meer gelukkig en opbouender sal maak, vreugde en krag sal gee, as hierdie God gewerkte vreugde en vrede nie. U kan maar hoor, daar's niks in hierdie wêreld, ja, dis tydelike goedjies, ons mense. As ek 'n nuwe kar kry, ek is so net baie keer bly as ek my kar vat vir 'n goeie was en polish, dan voel ek ook bietjie bly en daai dinge. Dit ons is mense. Maar hierdie vreugde en vrede waarvan ons hier praat, is God gewerkte vreugde. En is nie iets wat ons uit onsself uit kan opbou nie. Die derde lees ons in Kolossense 1 vers 9, waarmee ek as kind van die Here gevul moet word. Kolossense 1 vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis, dit het ek nou al reeds aangeraak, met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Die Here, wat vir ons nodig is om te weet, sal hy aan ons openbaar. As ek wysheid en insig nodig het, dan kan ek hom vra, en hy sal my wysheid en insig gee. Ag, in my eie lewe kan ek net weer eens getuig met dankbaarheid. Onthou, ek het vir u gesê, ek was aangeneem deur 'n kerk, maar ek het nooit in die kerk gekom nie. Ek het nie Bybel gelees nie. Maar toe die Here my siel gered het, waar dit vandaan gekom het, weet ek nie. Maar jy kon Bybel praat.
Ag, en ek hoor julle ook hier onder mekaar, luister maar bietjie. As iemand die Here ken en die Here dien, dan praat jy die wysheid en die geestelike dinge wat God in jou werk. Wat hy in jou werk. Kennis van sy wil. Nie net vir my lewe nie, maar ook vir my broer en my suster, saam met wie ek die Here dien. Daarom is dit nodig en is dit 'n opdrag dat ons vir mekaar sal bid. Soos Paulus dit hier beskryf het aan die gemeente in Kolossense. Vandat ek gehoor het van julle, bid ek vir julle. Bid ek vir julle. Kennis van sy wil. Die vierde wat 'n kind van die Here waarmee hy gevul moet word, lees ons in Filippense 1 vers 11. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Vrug van geregtigheid. 'n kind of 'n mens wat wederbaar is. 'n mens wat 'n kind van die Here is, sal altyd regverdig wees. Sal altyd optree tot eer van die Here. Sal altyd in ag neem wat die wil en die begeerte van die Here is. Daarom dat iemand wat wederbaar is en wat gevul is met die Gees, of die Heilige Gees deelagtig geword het, wat wederbaar is, daarom dat hulle praat en met mense deel aangaande die liefde van die Here, die regverdigheid, die geregtigheid van die Here. Ons sal 'n onreg doen aan die ongereddes as ons hulle nie waarsku wat wag vir hulle, as hulle nie hulle vertroue in die Here Jesus plaas nie. Dr. De Haan skryf in sy boek Die Poel van Vuur. Hy sê vele kinders van die Here moet eendag sê, kan eendag baie dankbaar wees, dat ons nie deur hierdie ongereddes, hulle vir ons 'n erewag vorm, hierdie wat in die hel is, in die doderyk is, dat hulle vir ons 'n erewag vorm en ons stap daardeur hemel toe nie. Hy sê ons kan baie bly wees, want daar sal vele wees wat in kinders van die Here se geselskap was, in hulle teenwoordigheid was, maar wat nooit deur hulle gewaarsku was nie. En die verwys sal wees, vingers sal in hulle oë gesteek word. Hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Hoekom het jy nie die geregtigheid en die einde en die waarhede en die erns van die saak aan my geopenbaar nie? Die vrug van geregtigheid. Dit sal ons motiveer om die heerlikheid van God met lof aan hulle te verkondig, sodat hulle 'n geleentheid kan gebied word om ook 'n besluit te neem om 'n kind van die Here te word. Dis alles vrugte en is alles eienskappe waarmee ons gevul moet word, sodat sodat die Here Jesus deur my kan werk en mense deur my bearbeiding onder die oortuiging kan kom van God se liefde en God se regverdigheid. Die vyfde waarmee 'n kind van die Here gevul moet wees, lees ons in Handelinge 6 vers 3 en ek gaan nog vir u lees. Kyk dan uit, broeders, ek lees vers 3, vers 5 en vers 8. Kyk dan uit, broeders, na 7 mande uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel, en die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Proginus
en Nikarus en Timon en die moeilike name, 'n Jode genoot uit Antiochië en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Wysheid, geloof en krag. Liewe kind van die Here, u sal hopelik nou al onthou teen die tyd, want ek is nou al langer as 'n jaar hierso by u in die gemeente. En dit wat ek opgewonde is om met u te deel, is dinge wat ek in my eie lewe beleef het, wat die Here my geleer het, en daarom getuig ek en daarom praat ek graag daaroor. U sal onthou hoeveel keer ek al vir u gesê het, dat die woord sê, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. En kan u onthou, ek het vir u gesê, geloof, hierdie geloof waarvan die Bybel praat, hier, is nie hierdie geloof van, ek glo nie, ek glo, ja nee, ek glo, nee, ek glo. Dis nie daai geloof nie. Hierdie geloof waarvan die woord hier praat, in die konteks van wysheid, geloof en krag, word gewerk deur die Heilige Gees op grond van die woord van God. Dit is waarmee ons vervul moet wees. Sodat as ons met mense praat oor hulle siele, en dan ook inbegrepe ons met mekaar, dat ons mekaar sal bemoedig, mekaar sal versterk, mekaar sal leer, vir mekaar sal bid. En as ek met 'n ongeredde praat, dat ek sal praat in die krag in die krag van die Heilige Gees, in sy wysheid, Ag, ek kom nou my gedagtes op, jy weet, net kort nadat die Here my siel gered het, nou wil ek net vir mense vertel wat die Here vir my gedoen het. En ek gaan na van my kollegas toe daai tyd in die polisie, en hulle het 'n ou babietjie wat net gebore was, en ek gaan maak nog 'n afspraak, en ek sê, kom, jy kom saam met my. Vanaand gaan ons met hulle praat oor die Here Jesus. En ek is daar en ek praat oor die Here Jesus, en ek praat oor die Here, en ek kom agter, nee, hierdie ou verstaan nie mooi, hy moet nie mooi nie, want hy's 'n goeie kerkmens. Ag, en dit kom in my gedagtes op, en ek sê vir hom, man, weet jy wat, daai babatjie van jou wat daar lê is op pad hel toe. Wow, so ywerig was ek, om die evangelie aan hom oor te dra. Agterna, toe dink ek, Here, waar kom ek vandaan? En ek het so groot nood aan hierdie wysheid, aan hierdie geloof en die krag, om met 'n siel te praat, nie soos ek wil nie. Ag, ons as mense is eintlik so, daar's baie wat ons sal kies, gaan maar verby. Jy moet eintlik daar uitkom. En daar's baie waarmee ons praat en wat ons vertel van die hemel, soos ek wil. Ons moet gevul word met die wysheid en die geloof en krag van die Heilige Gees. En dit bring my by die laaste, waarmee ons as kinders van die Here gevul moet word. Efesiërs 3 vers 19. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Tot al die volheid van God. Dit wat God is, dit wie God is, God se begeerte, God se regverdigheid. Dit is waarmee ons vervul moet word. Die volheid van God. Ek wil net vir u lees hier wat sê Kolossense. Ons het dit nou nie saam gelees nie, Kolossense hoofstuk 1. Ek lees vanaf vers 19 vir jou voor. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van die kruis. Ek sê, deur hom. Die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen
versoen. En dis die volheid. God het in die persoon van die Here Jesus na die aarde gekom. Hy het die volle prys vir ons aan die kruis betaal. Hy het opgevaar na die hemel met die belofte, ek gaan plek voorberei en ek gaan weer kom en julle saam met my kom haal. En hy het ook gesê, hy sal die Gees stuur wat ons sal bekragtig om in hierdie volheid wat God bewerk het in sy soewereiniteit, om dit met mense te deel. En dit is hoekom ons roeping is om te getuig, met mense te praat, tydig en ontydig. En ons het die voorreg om dit te kan doen, die volheid van God. Die volheid van God. Kennis, waardige wandel, met krag bekragtig word, bekwaam gemaak te word aan die wonderlike geleentheid om 'n briefdraer of 'n boodskapdraer, 'n brief geskryf deur die bloed van Christus te wees vir hom. So my liewe kind van die Here, dis waarom Pinkster gaan. Om gevul te wees met die Heilige Gees, om gevul te wees met vreugde en vrede en geloof, om kennis van God se wil te leer ken, vrug van geregtigheid te dra en dit te verkondig, in wysheid en geloof en krag te kan lewe, in die volheid van God. Nie vir 'n kerk nie, nie vir 'n kerk nie, nie vir my nie, maar vir hom. En dit is vanaand se boodskap aan u. Ons moet lewe in die volheid van die Here Jesus. In die volheid gewerk deur die Heilige Gees. En hy is gewillig en in hierdie oomblik begeerig om ons te help om so gevuld te kan lewe tot eer en uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir u woord. Ag, dankie Here dat ons uit die woord uit kan lees en kon lees. En dat ons kon hoor waarmee ons, terwyl ons nog in hierdie lewe is, gevul moet wees. Help vir ons asseblief. Openbaar u woord, wys vir ons hoe ons lewens voor u lyk in die lig van u woord en wat ons te doen staan. Wees asseblief die naprediker van u woord en bereik u goeie doel in elkeen van ons wat na die woord nou geluister het, se lewens. Amen. Goed, ons sluit af. Dan sing ons daai lied staande saam asseblief. Is die weg zo
baie dankie vir die teenwoordigheid. Gaan bedink die woord. Ry veilig huis toe, rustige nag. En as die Here wil, sien ons mekaar môre aand weer. Ontvang die seën en gaan in die vrede van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons wil bekragtig, wat ons wil vul en lei, wees en bly met u elkeen. Amen.